Hallo driehoekmaats en baie welkom weer terug hier in ons huis en sommer lekker in ons kombuis. Ek hoop dit gaan sommer baie goed met jou. Is jy opgewonde oor ons volgende Bybelavontuur? Verlede week het ons gesien hoe groot is God se almag toe hy die hele skepping geskep het. Kan julle onthou daar by die huis wat het God gesê? God het gekyk na alles wat hy geskep het en God het gesien dit is baie goed. Nou vandag nooi ons julle uit om verder op hierdie avontuur te gaan as ons bietjie meer hoor van die eerste mens wat God geskep het. Kan jy sy naam onthou? Sê gou vir mamma en pappa, boetie of sussie, wat is die eerste mens se naam wat God geskep het? En wat was so besonder wow oor hoe God hom geskep het? Ja, dis Adam en God het nie net gesê laat daar 'n mens wees nie. Nee, Genesis vertel vir ons God het die mens gevorm. Soos mens klei vorm, so het God die mens uit die grond van die aarde uitgevorm. En wat was nodig sodat Adam kon leef? Ons gaan dit nou weer hoor in ons storie. God moes sy asem in Adam inblaas. Nou kan julle onthou, verlede week het ek vir julle gesê, jy moet onthou, jy is baie spesiaal geskep. En vandag wil ek 'n eksperiment doen, en julle kan dit by die huis ook doen, om dit vir jou te wys. Gesels gou daar by die huis, weet jy wat is DNS? Of dalk ken julle eerder DNA? Ja, dis die goedjies waaruit ons bestaan, nê? Ons genetika. En dat elke mens se DNS of DNA verskillend is. Identiese tweelinge is baie naby aan mekaar, maar die res van ons, niemand in die wêreld wat al ooit geleef het, nou leef of ooit sal leef nie, het dieselfde DNA as jy nie. Dit is wonderlik. Nou kan jy jou DNA sien? Nee, ons kan mos nou nie so vel vat onder 'n mikroskoop, ja, maar nie van self nie. Ek wil vandag vir jou 'n eksperiment doen om jou te wys hoe om jou DNA so bietjie te kan sien. En die eerste ding wat jy nodig het, is 'n glas met soutwater. Dan vat jy hierdie glas, dit is nie baie lekker nie, maar jy vat 'n groot sluk. Jy moet lekker jou mond spoel, soos wanneer jy tande borsel. Jy moet bietjie jou wang so knibbel by, en dan spoeg jy dit in 'n skoon glas. Nou haal jy die glas een kant, en dan vat jy van jou ma se skottelgoedseep, en jy vat 1 teelepel skottelgoedseep, hy, en jy gooi dit in jou glas, waarin jy nou die soutwater gespoeg het, en jy roer dit net baie liggies, laat dit net mooi meng. En nou die volgende ding wat jy nodig het, is chirurgiese alkohol. Dalk het mamma en pappa dit sommer by die huis, van toe julle oorbelle of so gekry het, en hiervan gooi jy so 2 of 3 teelepels ook in daai selfde glas, maar stadig, en nou moet jy dit nie weer roer, of die lepel in daai glas sit nie. Kyk, dan lyk dit so, jy sal sien die chirurgiese alkohol gaan lê daarbo, dit meng nie met die res nie. So dan laat ons dit stil staan, ons gaan nou nie weer dan vat nie, ons gaan dit nie weer beweeg nie, en nou luister ons het Tannie Maria hulle weer vir ons op 'n avontuur vat, om van Adam te leer. En as ons klaar is met die video, dan gaan ek jou wys hoe lyk my DNA, en ek wil hê julle moet dit ook hierdie week doen, en my foto's stuur van hoe lyk joune. Kom ons luister saam na die avontuur van die eerste mens, Adam. Die verhaal van Adam. Onthou julle nog hoe God vir Adam gemaak het, maats? Hy was die eerste mens en God het hom op die 6de dag gemaak. God het hom uit modder uitgemaak wat hy gevorm het en Adam was nie dadelik lewendig nie. Eers toe God sy eie asem in Adam se neus inblaas, het Adam lewendig geword. Het julle geweet Adam beteken mens of aarde?
Adam is deur God gemaak om sy verteenwoordiger te wees. Dis 'n baie groot woord, maar dis nie so moeilik om te verstaan nie, maats. As jy iemand verteenwoordig, beteken dit dat jy gestuur is om 'n werkie te doen in die plek van die persoon wat jou gestuur het. Jy moet dan die werkie so mooi as moontlik doen en al die reëls nakom wat vir jou gegee is. So Adam moes 'n werkie vir God op aarde doen. Dit is waarom God vir Adam gemaak het. God was baie trots op sy verteenwoordiger. Kom ons luister na die storie en vind uit wat Adam se werkie vir God was en wat die reëls was wat hy moes nakom. Die storie begin so. God het 'n pragtige tuin gemaak waarin Adam kon lewe. Die tuin se naam was Eden. God het allerlei bome daar laat groei. Hulle was pragtig om na te kyk en het die lekkerste vrugte gedra. Reg in die middel van die tuin was daar 2 spesiale bome. Die eerste een was die boom van die lewe. As jy van sy vrugte geëet het, sou jy altyd lewe. Die ander boom was die boom van kennis. As jy daarvan geëet het, sou jy alles weet. Jy sou self so baie soos God weet. 'n Rivier het dwars deur Eden gevloei. Dit het die tuin nat gemaak, sodat al die bome kon groei. Anderkant die tuin het die rivier in 4 verdeel. Hierdie 4 riviere het deur baie lande geloop. Lande waar daar kosbare goud en diamante was. Die Here het hierdie riviere gemaak, sodat die aarde kon vrugbaar wees. Maats, kan julle sien dat die Here vir die mens bederf het met 'n baie spesiale plek? Hy was so goed vir die mens. Hy het alles vir die mens gegee. Onthou julle wat nou gesê is? Adam was God se verteenwoordiger. Kom ons kyk, wat was die werkie en die reëls wat God vir die mens gegee het? God het die aarde vir die mens gegee en die mens het in hierdie pragtige tuin van Eden gewoon. Die Here het gesê, hy moet die aarde en die tuin omspit en oppas. God het gesê, die mens kan ploeg en saai, maar dat hy ook vir die visse, die voëls en die diere moet sorg en vir hulle name gee. Maar God het net een reël gehad wat die mens moes nakom. Hy het gesê, jy mag die vrugte van al die bome in die tuin eet. Net die vrugte van een boom mag jy nie eet nie. Dit is die vrugte van die boom van kennis, van goed en kwaad. Die dag as jy van hierdie boom se vrugte eet, sal jy beslis doodgaan. Maats, God het vir Adam 'n werkie gegee, maar hom ook gewaarsku. Kan julle glo dat hulle van al die bome se vrugte mag geëet het? Selfs die boom van die lewe, se spesiale vrugte wat jou vir altyd sou laat lewe het. Hulle mag net van die een boom se vrugte, die boom van kennis, van goed en kwaad, nie geëet het nie. So, Adam het 3 werke gekry as God se verteenwoordiger. Adam moes op die aarde woon en dit oppas. Hy moes die grond bewerk. Hy moes vir al die seediere, landdiere en voëls oppas en vir elkeen 'n naam gee. Maar maats, net soos daar reëls by jou skool is, het God ook net een reël gehad. Die mens mag nie van die boom van kennis van goed en kwaad se vrugte geëet het nie. Julle, die Here is aan wonderlik om die mens so spesiaal te gemaak het en om vir Adam soveel dinge te gee met so min reëls. Ons dink mos altyd dis net reëls. Nee, God gee vir Adam hierdie mooi tuin met alles om op te pas. Hy kon vir al die diere name gegee het. Soms wonder ek, wat
het ou Adam gedink met die name wat hy daar uitgedink het? Wie sou ooit kon dink aan 'n kameelperd se naam? Of ou seekoei. Ons was nou die dag by die aquarium en toe wil Daniel net by my weet, maar waar is die seekoei? Want die see, maar hier is nie 'n seekoei nie. Volgende week gaan ons hoor wat het Adam met al hierdie verantwoordelikheid wat hy gekry is, wat het hy aan Eva gedoen? Kan julle onthou wat is die een reël wat God gesê het hulle nie mag doen nie? Sê gou daar vir mamma en pappa. Is dit maklik om reëls by die huis te onthou? Ons sukkel, nê? Ou Adam en Eva, gaan vir julle geheim vertel, het ongelukkig ook gesukkel. Maar dit is weer volgende week as ons saam met Eva op haar avontuur gaan. Ek weet julle wil nie meer van my weet nie, julle wil my DNA sien, nê? Ek ook. Nou julle gaan mooi moet kyk. Eintlik het mense 'n vergrootglas nodig om dit regtig mooi te kan sien. So as julle die eksperiment by die huis doen, kyk dat julle 'n vergrootglas by het. So hier is die glas. Julle sal sien, hier tussen die twee lae het daar 'n klein, hulle noem dit 'n slijmvliesie, gevorm waar die twee tipe vloeistowwe van mekaar skei. Nou daai, net daar in die middel, dit is my DNA. En niemand anders nie. Sin sal, as jy onder 'n mikroskoop kyk, dieselfde lyk as myne nie. En as jy dit doen en jy sien daai stukkie, dan weet jy dit is spesiaal, net jy, soos God jou gemaak het en God jou gevorm het en besluit het, dis hoe ek wil hê hierdie klein mens moet lyk en wees. Dis regtig wonderlik. God het jou spesiaal gemaak, presies soos wat jy is. Hierdie week se doen iets is ook iets baie lekker. Ek en die ander leiers van die jeug wil hê, julle moet asseblief blombomme maak. Nou wat's dit? Hoe om dit te maak is net hier na die video sal julle dit sien, maar jy vat saaitjies en kompos en grond en water, jy meng dit, dan maak jy sulke balletjies, jy sit dit in die son om uit te droog en as dit droog is, dan oral waar jy ry, kan jy dit gooi, as jy sien dit gaan amper reën en dan oor 'n paar dae of so, dan gaan jy weer daar verby ry, of 'n paar weke, dan gaan jy sien daar kom blommetjies uit. Kom ons probeer ons bes om van 'n builpark sommer baie mooi te laat lyk. Ek hoop julle gaan saam met ons blombomme maak. Nou vir oulaas wil ek gou met mamma en pappa praat. Ons kort asseblief hulp by ons jeugbediening. As jy geroepe voel om ons te help met hierdie video's wat ons maak, of by ons tienerbediening met ons tiener kleingroepe en ons tiener connect kuiergeleenthede, kontak my asseblief. Ons maak jou deel van die span, dis groot pret en vir 'n baie goeie doel om ons jeug in ons gemeente te help om meer van God te leer. Asseblief moenie skaam wees nie, laat weet ons en kom raak betrokke. Maats, volgende week gaan ons op nog 'n avontuur as ons na Eva se verhaal luister. Daar is my klokkie wat roep. Lekker week vir jou. Bye.